Hallo my liewe mens, Ben en Francis Loubser en jy saam met Jesus by die braambos. Here, ek wil bid dat elkeen van ons nou ons gedagtes sal gevange neem en luister wat sê die geskrewe woord van 'n lewende God en laat ons sal onderskei tussen my gedagtes en God se Heilige Gees se stem in Jesus naam. As ek die vraag sou vra, ken jy God? Dan kry ek 'n onmiddellike antwoord. Ek gaan kerk toe. Ek is 'n ouderling, ek is 'n diaken. Party gaan so ver om te sê, ek is 'n predikant. Ek ken God. Ek ken sy woord, wat ek ken Psalm 121 vers 5, ek is die skaduwee aan jou regterkant, en 23, die Here is my herder. Maar as jy begin deel met Christene, as jy begin deel met mense wat elke Sondag in die kerk sit, en ek wil nie weet wat 'n kerk is jy nie, ek wil nie weet wat 'n denominasie is jy nie, ek wil nie weet wat 'n Bybel lees jy nie, ek wil weet, ken jy Jahweh, die God van die Bybel, Abraham, Isak en Jakob. Ken jy daai God? As ek die woord oopmaak by Matteus 29 22 vers 29. Maar Jesus antwoord hulle, julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Net daai een vers. Jesus sê, ons, ek ingesluit, ken nie God nie. Ons ken nie sy woord nie, ons ken nie sy hartsbegeertes nie, ons ken nie sy drome vir ons nie, hoewel ons weet die woord sê, ek bedink vir julle alles wat goed is, maar hoekom gebeur dit nie? Mense vra die vraag van, waar's God as ek hom nodig het? Mense vra die vraag van, het God my vergeet? As ek kyk na die vraag wat mense vra oor God, as ek kyk na goed wat mense sê, wat hulle verstaan uit die Bybel uit, dan weet ek, ons het nog nie diep genoeg gedelf nie, ons het nog nie genoeg gebid nie, ons het nog nie genoeg gesoebat nie, ons het nog nie genoeg bely nie, ons het nog nie ernstig genoeg geraak oor God nie. My kar het gebreek, het God my gestraf? God straf nie. Jesus het nie gekom om te straf nie, maar om te verheerlik, om te lei, om te red. Die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Hy sal sny tussen murg en been, maar hy's nie hier om jou te straf oor goed wat jy verkeerd doen nie. As jy jou sonde bely, sal hy jou vergewe. Maar dan moet jy jou sonde bely en dit nie weer doen nie. Die prys van die sonde gaan ons betaal, maar die genade gaan groter wees en ons gaan die ewige lewe hê. Mense skryf ons, veral die blanke volk van Suid-Afrika, is Jode uitverkies vir die hemel en ons gaan Afrikaans praat in die hemel. Mense kom met baie snaakse gedagtes na vore, wat net op een ding lei. Jesus was reg toe hy gesê het, 29, maar julle dwaal omdat julle nie die skrif en nie die krag van God ken nie. Ons stry en argumenteer oor die dag van God. Ons stry en beklei oor groot doop en klein doop. Ons stry en beklei oor kelkies en bekers. Ons
beklei en stry oor wie mag die woord bedien en wie mag nie. Maar ons ondersoek nie meer die woord nie. Ons ondersoek nie meer, ons lê nie vir ure op ons aangesig voor God en smeek sy Heilige Gees om ons bewus te maak van die waarheid nie. Hier is ek, net 'n mens, wat vandag vir jou wil vra. Ek wil by jou pleit. Ek weet nie of jou denominasie reg of verkeerd is nie, ek stel ook nie belang nie. Ek weet ook nie of jy met die regte goed besig is nie. Ek wil weet, ken jy Jesus Christus? Ken jy God die Vader? Het jy al die salwing van die Heilige Gees ervaar? Is jy 'n nuwe skepping? Is jy wedergebore? Of hou jy vas aan tradisie? Hou jy vas aan ou beloftes? Hou jy vas aan die woord voor Jesus Christus, toe hy gesê het, ek het gekom om julle vry te maak? Waaraan hou ons vas? Nee, hier is nie 'n eenrigting gesprek nie. Jy kan vir my jou opinie gee. Dis onnodig om my te vloek, of my allerhande goed toe te snou. Sê net vir my, wat verstaan jy nie? Of wat verstaan jy van die woord? En ek sal net vir jou sê wat die woord sê, nie wat ek sê nie. Net wat die woord sê. Here, ek bid vandag dat elke toehoorder sal ernstig raak oor God en sy woord en die krag van u Heilige Gees en gehoorsaam sal wil wees in Jesus Christus en heiligmaking nastreef tot eer van God, sy seun Jesus, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, my telefoonnommer is 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed, baie dankie vir elkeen wat deel word van Jesus by die Braambos. Dankie vir elkeen, ek gaan nou die Engelse uitdrukking gebruik, want dis wat op Facebook staan, wat describe by Jesus is lig, Ben Loubser by die Braambos en Ben en Francis Loubser. Baie dankie vir elkeen wat kommentaar lewer op YouTube. Dankie vir elkeen wat finansiëel bydra. Dit maak dat ons hier kan sit en met u praat. Baie dankie vir elke gebed in Jesus naam. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons is van Jesus is lig in Eastvale Springs. Die Here seën u. Amen.